groeting vanaf die hele span hier in die ateljee, natuurlik die pragtige twee dames hier langs my voordat ek myself voorstel, is altyd eers die dames se beurt. Die nimmerlike Elsa Esterhuizen en die pragtige, jy noem maar of Roseanne of Rosaan, maar sy is ons eie Ros McKenzie. En natuurlik ek is Pieter Koen. Goeiemôre, goeiemôre. En ons kan natuurlik nie vergeet van die man met die grootste beursie hier op stel nie. Hy arriveer sommer in 'n helikopter. Dis natuurlik ons finansiële kenner Thys van Sail. Thys, goeiemôre. Môre, ek sou weet gaan my beursie met helikopter sleep op. Maar ja, môre vir julle week, as geen lekkerder plek is om wakker te word as saam met hierdie span nie. Haar sy goeiemôre, good morning Thys. Ons voel dieselfde oor jou, Thys. Daar is baie waarna jy kan uitsien in vandag se program. Ons vang 'n paar stylwenke by celebstilist en modeontwerper Elzaan van der Merwe. Ons gesels met die perderyter Johan Lotter en die kontrakseisoen 3 se wenner Chris Steyn kuier in die ateljee om met ons te gesels oor sy nuwe enkelsnit. Chris Steyn, hy is mos ook bekend as Chris Plakkies. Wonder of hy sy plakkies gaan aan hê in die winteroggende en so aan. 'n Plakkiespersoon gaan mos altyd 'n Ons plakkiespersoon is eintlik bly. almal ons plakkies aangetrek. Ja, en as wit bene wys. Dis belangrik. Thys. Wit bene. Wie lyk so bleek? Wie lyk so bleek? Is almal van julle gesond? Is julle reg? Dis 'n witse sak in jou hemp, my vriend. Julle beweeg op dun ys. Hoekom so, Elsa? Ons laat dit net daar. Ja. Goed, dis tyd om met ons oggendpraatjies te begin. En ek wil dit graag vandag afskop met die volgende. En dit is melk. Nou daar is deesdae soveel keuses. Julle sal self weet, sojamelk, havermoutmelk, rysmelk, amandelmelk. Maar die vraag is, sou julle die perdemelk? Ekskuus? Perdemelk. Ja. 'n Nuwe studie uitgevoer deur die Wetski Pomers Universiteit vir Tegnologie in Pole. Ja, julle gaan nou lekker lag. Wys dat roomys van perdemelk nie net heerlik is nie, maar ook meer probiotika bevat wat jou spysvertering kan verbeter. Perdemelk is biologies nader aan menslike melk as wat koeiemelk is, met hoër vlakke van gesonde vetsure en laer mineraalinhoud. Nou die navorsers het 4 variasies van perderoomys gemaak. En met verskillende bakteriestamme en in sommige gevalle nulien, 'n probiotika wat goeie bakterieë help groei. En die weergawe het minder gesondheidsbakterieë gehad, wat toon hoe belangrik daardie bymiddel is. So, ek wil net uitkom by die belangrikste. Perderoomys kan dus moontlik binnekort op spyskaarte verskyn, nie net as 'n eksotiese lekkerny nie, maar ook as 'n gesonder alternatief vir gewone roomys. Sou julle dit probeer? Lekker. Nee, ek weet nie, ek sal bietjie met 'n lang gesig aan daai roomys eet. So dis 'n geval van 'n mens kan die perd tot by die water bring, maar Ek gaan nie die roomys eet nie. Ek dink ek sal dit probeer. Dit is al bietjie beter as van ander melk wat ek al van gehoor het. Hulle het op 'n stadium 'n paar jaar terug kakkerlakke begin melk ook. So as ek nou die keuse tussen perdemelk en kakkerlakmelk moet maak, dan gaan die perde roomys daar wees en ek gaan hom met 'n smile op my gesig eet. As ek niks anders te het, ander melk nie, dan sal ek ook maar vir die Ja. perdemelk gaan. Thys? Ek dink jy as jy gaan kyk al die melke wat daar is. Ja. Jy weet, perdemelk is dalk maar net nog eene. Net Jy nog weet, een. Maar ek bly maar 'n boer ou, jy weet, en ek het gewonder wanneer gaan ek ooit hierdie knoppie druk, maar my gunsteling melk is maar uiteindelik. Is bokmelk ook? Kry mens bokmelk ook? Ja, maar ons we eat goat's milk cheese, Die right? kaas en die dinge. And we eat sheep cheese as well, so Ja, ek eet ook Regtig, cheap eet julle- cheese. I would try it. Ek sou dit probeer. Maar jy weet waar. Maar hierdie dalk nou cheesy weer. Is nou so geskop oor die skaapkaas, maar pecorino cheese. Wat jy kry in Italiaanse restaurante, it's sheep cheese. Ek kom uit Pretoria uit. Ek gaan Nee, jy was al in Amerika toe. Jy ken al die Ons het ons 'n lekker kaas was wat bloue. pecorino. Pecorino, daar leer ek vanoggend iets. Suid-Afrika inderdaad. My algemene kennis is toe nou glad nie wat ek gedink het nie. Pecorino. Okay, neem maar lekker. Wat was in jou koffie? Ek weet Perdemelk. nie, maar my koppie is nou leeg. Ek sal maar weer moet kry. Kom
ons beweeg aan na nog 'n nuwe gier. Elsa, ek dink jy gaan baie van hierdie storie hou. Ja. Ek bly in die week se Sari, eintlik op Netwerk 24 het ek nou hierdie artikel gesien. En kom toe op 'n nuwe modegier af. So daar is net jeans wat hulle verkoop met net een broekpyp. So en dit is reeds uitverkoop. So daar verskyn dit nou op die skerm. Die Franse luukse handelsmerk Coperni het pas die een pyp denimbroek vir sowat R8.000 bekend gestel. En mense kon dit nie vinnig genoeg koop nie. Nou die stel is nie splinternuut nie. Louis Vuitton, Bottega Veneta en Ecas Latta het almal hulle eie weergawe van hierdie loopplank, van hierdie op die loopplank vertoon die afgelope jaar. Nou lyk dit asof selfdoen modeaanhangers ook hulle pype begin afknip. En as jy nou nie R8.000 het nie, kyk hier. Kan nie glo nie. Let's style my one-legged jeans. One side is shorts and one side is jeans. These are so iconic. So let's style them. Jeans, shorts. I can't even take myself seriously in these. They're Coperni, they're sick. I want to do a fun pair of shoes. So I'm Ek wil gonna net try sê, these. Ek kan nie. these are Ek perfect. kan nie. dit gaan ook net werk as jy daarom 'n stel So bene het. pink. Cute. Ook waar, maar ek is net ek wil net stil staan by die prys. Ja. Jy kry 'n halwe jean vir R8.000. Ek kan dit nie oor my hart kry nie. Sal jy dit dra, Elsa? Nee, ek is baie jammer. Dit lyk in elk geval vir my ongebalanseerd. Ja, My OCD sal nie nee, kyk. genoeg. Ek dink ons moet vir Elsa ene maak. Ja, tuis. Weet jy, Sit maar 'n pan met. Om die bene bietjie te Ja. sien. Ja, Ten minste gaan die een been son kry. ja. Maar ek dink Weet julle hoeveel jeans het ek uitgegooi voordat ons na Amerika toe verhuis het? Nou dink ek aan al die R8.000 wat ek daar in 'n sak ingegooi het, Presies. afgegee het, uitgedeel het. presies. Kon net een broekspyp korter gemaak het. Moet ons 'n Suid-Afrikaanse weergawe kry, dalk 'n kakie. Jy's liever 'n kakie. Weet jy daai ou in die bos as hy gaan jag? Nee, dan gaan almal met gekruiste bene sit want die een beentjie moet warm gehou. Ja, maar dit ek weet it's fashion and we have to be forward thinking and all of that kind of thing. But ons moet 'n lyn trek iewers. Alwaan van der Merwe kom gesels eintlik met ons bietjie later van Mamilla Fashions and I want to ask her about this thing. ek dink jy moet. Because there's got to be a line that we've got to draw somewhere. Want hierdie modehuise is soos hierdie ding is ongelooflik. Maar Hierdie glo is die, almal dit. dan glo almal dit. Ja. It feels to me like the emperor's new clothes, right? Dit voel vir my soos daai fairy Dit is nie maar tale. net soos wanneer dit by kuns opkom nie. Dan skielik dan lyk dit net soos 'n klomp verf wat gespat is op 'n doek en dan is dit nou die nuwe kuns. Ja, dan is Maar almal dis Jackson anders. Pollock. Ek Nee, dink dit kan is nie bietjie anders wees anders. nie. Want daar sê ek het 'n verskuilde talent en ek gaan vir julle wys hoe om nie te verf nie. Of te Ons kan nie skilder wag nie, Pieter. Ons kan nie wag nie. In kort, Nee. net. Nee. Maar dit is seker nou maar die kort en die lank daarvan. So ons laat dit vir eers net daar en ons gesels net hierna verder. Jy's welkom om saam te gesels. Skandeer daai QR-kode op jou skerm en laat hoor van jou deur middel van WhatsApp. Lekker jean pant, julle.
uitgerus en uitgespaar aan hierdie kant. Hoop daar aan julle kant ook, want ons kuier nog te heerlik hier om die tafel by die Goeiemôre Good Morning studios en saam met die span en ons wil nooi om saam met ons te gesels. Onthou skandeer net die QR-kode daar op jou skerm en laat weet 'n bietjie van jou man, hoe jy jou oggend beleef en hoe jou dag daarna uitsien. Ons wil graag 'n bietjie van jou ook hoor. Ons sit nou ons oggendpraatjies voort en ek wil vir julle vra en ook my vriende hier rondom die tafel, gebruik julle ook KI soos in ChatGPT? Nee? Ek seker julle het almal dit al gebruik. Nee, ek nie. Ek is 'n Jy hou by die boek. Ek hou by Google en daar is my man sê vir my die hele tyd, you need to start using ChatGPT, it'll change your life. I have no interest in Ek is ook nogal iets dat vreemd met die ding, maar wat ek verstaan is, as jy dit nou gebruik, dan tik jy mos nou maar gewoonlik in, gee vir my 'n gedagte van dit of dit in 100 woorde of whatever. Maar dink, as jy dit gebruik, en jy by die huis as jy dit gebruik, sê jy asseblief en dankie wanneer jy dit gebruik. Hallo, KI, hi AI. I just want to find out, please. Ek moet bieg. Wanneer dit by Siri kom, het ek al gevra vir 'n liedjie of so en dan sal ek sê please of thank you. Ek het al. Ja, besef nou dit is dalk nie normaal nie. En wat sê vir jou terug? Pleasure. Plesier. Ja. You're welcome. You're welcome. Ja. Maar hoekom ek dit vra is, Ja, maar dit is gevaarlik. nee, maar hoekom ek dit vra is, dit kos baie ekstra vir daai woordjie en goeders en dit maak AI obviously bietjie beleefd, maar volgens die uitvoerende hoof van OpenAI, Sam Altman, kos dit die maatskappy tientalle miljoene dollars omdat die masjiene nou baie hard moet verwerk, want obviously werk hulle woord vir woord wat hulle nou moet uitwerk en dink, so kos Ja. baie geld. So hulle is eintlik to the point. Ja, hulle sê om asseblief en dankie te sê kos baie geld. Ja. Ja, Ja, wel, goeie maniere kos dit nou niks nie, maar dit is lekker nie waar nie. Ja. kykie. Want weet jy wat het ook daartoe gelei dat dit soveel kos, is omdat die sisteme harder moet werk, so dit moet nog verkoeling kry. So it's a lot to do with the water usage, which blows my mind completely. Ja, wel, maar hulle sê volgens 'n studie in die VSA en Verenigde Koninkryk wys dit dat sowat 2/3 van gebruikers beleefd is teenoor AI. Hulle is beleefd daarteenoor seker maar Suid-Afrika wat net sê doen dit vir my man. Nee, maak 'n grap. Dis dit dan. En 12% doen dit uit vrees vir toekomstige AI wraak. Daarmee kan ek saamstem. Imagine, hulle kan op enige stadium die wêreld kom oorneem en dan is dit, jy was nie so nice met my vriendin Alexa nie. Kom, jy's eers om te gaan. Alwaar ek dink as jy daaroor praat is Terminator. Ja, Dit presies. staan hy daar. Ja, so vir Pieter sê, I need your shirt, I need your pants, I need your glasses. No. I am back. Luister maar alle grappies op 'n stokkie, nê. Ek dink nie ou besef dat tegnologie wat sy impak dit het op die wêreld nie, jy weet, op natuur, op ons, op almal Ja. en alles. Hierdie nuwe generasie wat nou, ek dink Generation Alpha, is die eerste generasie wat nou gebore is met like they only know a world where AI already exists. So hulle noem dit actually iets. Ja, Generation Alpha. Yes. What? Yes. I did not know that. Yes. Hoorie Ek sommer steek van Generation Alpha. Ek wil net sê die idee dat die KI moontlik ook op 'n mens kan draai is nie so ver gegaan en daar het onlangs ook 'n video op sosiale media verskyn en versprei en dit wil voorkom asof 'n robot 'n ingenieur aangeval het tydens 'n roetine opleiding. Loer gou hierna. Dit of like dan. Ja, die verkeerde software. Hoorie. Dit lyk baie snaaks, want ek dink dit was vrees aan Jaan vir haar. Ek wou nou baie deel is van wat's dit Generation Alpha. Because Generation Alpha went wrong, sy knoppies is gedruk. Hy's verkeerde knoppies gedruk dan. Dis dit lyk as jy verkeerde knoppies druk. Maar die ding is, dit is asof jy sê nie jy het 'n troeteldier of whatever en jy sê, "O nee, die hond is baie maak hy byt nie. Kom en dan byt die hond iemand." I'm sure that engineer felt exactly the same. Like I've designed this thing from scratch and now it's attacking me. Die fynskrif sê dit was sy eerste dag op die job. Altyd in die verlede was dit altyd hierdie kapbord wat saam robotte wat ook op Ja. is. En nou is hy so 'n keer gaan dan sê vir haar, I guess I'm not cut out for this Maar job. daar was nog 'n vinnige een wat ek julle moet wys. In 2023 was daar ook 'n geval waar 'n robotarm in Tesla se gigafabriek in Texas buite beheer geraak en
treiningenieur aangeval het, wat beserings veroorsaak het. Daar is 'n poging om die sagte ware aan te pas. Ongelukkig nou nie 'n video daarvan nie, maar dit was ook 'n artikel wat raak gelees is. Gelukkig. Ongelukkig, man, ek sou graag wou sien. So wat sê julle, moet ons meer versigtig wees vir tegnologie? Ja, Waarskynlik, ja. Fuck you Siri. Ja, het jy gesien hoe praat hierdie ding? Because you're ons het al gorgeous. gehoor hoe praat daai ding. Selfs uit die beerdtak. Dit sê Hulle wou deel uitmaak van jou gesprek. Dit is so insiggewend. maar die probleem is, ek dink wat neem hulle ook op sonder dat ons eers daarvan weet. Maar dit is die ding, nê. Sien nou jy praat nou, jy gaan 'n gas wees by 'n troue en jy soek chic trourokke en ek en Elsa het 'n gesprek daaroor. Ja. Die volgende ding wat ek sien op my feed as ek my foon oopmaak is chic trourokke. Nee, ek dink hulle luister. I think dit is dalk 'n Keywords, ek dink ja wat 'n rol speel, want veral baie keer van die applikasies vra ons location, kan die location wat sal met jou trek vir akkuraatheid van inligting. Maar ja. Goeiemôre, good morning. Iemand luister. Ons is nuut, ons is vars, ons is anders. Loer gerus. Kom ons kyk of daar ietsie op. Kom ons kyk of daar ietsie op ook op jou sosiale media platforms en dis meer. Manne gesels lekker. What's next? Wat's volgende? So, ek dink ons moet maar mooi dink oor hoe ons in die toekoms met Siri of Alexa gaan gesels. Ons het nou gepraat oor die one-leg jeans. Op pad is 'n onderhoud met Elzaan van der Merwe. Sy is 'n modeontwerper en stylis en ons gaan by haar uitvind of dit 'n goeie idee is of nie. Bly ingeskakel, ons is nou terug. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. When it comes to scooters, mobilities, hoverboards, and kids' electrical ride-on cars, I proudly endorse iGlide, a company which is truly on top of their game. With a vast array of quality products, a fully equipped repair center, warranty and after-sales service guaranteed, iGlide is the #1 choice. Contact them today at iglide.co.za. The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs. Okay, let's see if it fits. I can't wear this. It's way too big. We've cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids, we're changing the channel. All of that, and we struggled to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue. They offered us debt consolidation without a loan. We have 1 monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding, it's off. Debt Rescue. Pay what you can afford. Modeontwerper en voorkomskonsultant Elzaan van der Merwe trek gereeld van Suid-Afrika se grootste sterre aan. Vandag kuier ons saam met haar en Bertha Leroux om 'n paar stylwenke te kry. Goeiemôre, good morning en welkom by die program. Goeiemôre, baie dankie. Dit is ons lekker om hier by julle te wees. Elzaan, jy het al met van die grootste name in die bedryf gewerk, as Corlia, Irene Louise van Wyk, Samantha Leonard. Waar het die inspirasie vir Mamilla Fashions en jou werk as voorkomskonsultant van gekom? Mamilla is hierdie jaar 17 jaar oud en waar dit begin het is ek het
'n gewigstryd gehad van ek was so maar geweest waar ek op die ouderdom van 19, 13 tot 14 jarige klere moes dra, maar ek was so groot geweest waar ek net by Big & Tall se mans uitrusters kon klere kry en ek het besef daar's 'n groot behoefte veral in Suid-Afrika vir vrouens want die realiteit is, dis nie noodwendig net altyd oorgewig mense wat sukkel met klere nie. En dis hoekom ek met Mamilla begin het, waar ons regtig kyker vir almal. Nou Bertha, baie dames met kurwes, as 'n mens so daarna kan verwys, dink nie noodwendig dat hulle fashion forward kan aantrek nie. Stem jy saam daarmee? Ek bedoel, wat sal jy byvoeg? Ek dink dit is so. Mense voel so half, jy staan 'n bietjie terug, jy wil eintlik jouself neutraal aantrek sodat jy wegsmelt. Ons dra net swart want dit is verslankend. Ons het reels, al daai tipe dinge en vir my was dit nog altyd, ek is lief vir kleur, ek is lief vir vrolikheid en alles en dit is my so lekker geweest dat ek vir Elzaan vind net om te weet, dis okay en sy het hierdie ander maniere om jouself 'n bietjie te streamline, maar nog steeds kan jy ook sexy lyk en nog steeds kan jy mooi lyk, jy kan nog steeds ja, ek meen my stryd by 7de Laan was altyd geweest van nee, kan ek ook 'n Paula outfit aantrek en dan sê hulle soos nee, kyk hoe lyk jy en ek was nog maar toe nie wel volgens my standaarde en dit was 'n uitdaging maar en dit ek ook besef dit is ook volgens persoonlikheid wat mense kan aantrek en ek dink wanneer jy daai bande losmaak en wanneer jy voel I'm allowed to be seen, ek mag gesien word en ek mag gesien word in iets wat vir my lekker is om te dra. Ek dink ook jou klere is so amper 'n weerspieëling van jou persoonlikheid en as jy dink ek is bietjie te groot om hierdie te dra, is amper as jy daai gedeelte van jou persoonlikheid bietjie wegsteek en dit is wat jy wil eintlik wil uitbring in die dames met jou klere. Die belangrikste vir my is wat vrouens moet besef, wie jy is lê nie in wat jy weeg nie. Ja. En hoe jy lyk nie. Alles begin by selfliefde. Dit is so belangrik om vir jouself lief te wees. En dan wil ek half sê die res gaan volg. Hoe jy aantrek bepaal nie wie en wat jy is nie. Hoe ek lyk is nie wie Elzaan is nie, wat binne is mos wie ek is, nie wat die skaal sê nie. En dit is vir my 'n groot ding onder die vrouens deesdae. Selfliefde is 'n groot probleem en die voller figuur al wat getarget word deur almal. Jy eet jouself so. Mense besef nie dat daar altyd redes is daarom nie. Siektes, daai tipe van goed nie. So dit is vir my nogals 'n tendens wat vir my hartseer is onder die vrouens. En weet jy wat, ek wil net ietsie daar byvoeg. Dit is eintlik iets wat met my gebeur het oor die naweek. Ek het 'n pel wat vir my 'n boodskap gestuur het en sy het iemand by die werk gesien wat sy jare laas gesien het en die persoon sê vir haar, is jy swanger? Want jy is die grootste wat ek nog gesien het. Dit is my doodskiste spyker as mense op ander mense se lywe comment. Sê net jy is mooi. Jy lyk mooi. Dit is nie jou besigheid nie, want dalk het jy 'n stryd met fertility, dalk was jy swanger en nou is jy nie meer nie. Absolutely. Jy weet nooit nie en mense het altyd iets om te sê en vir jou as publieke figuur sien jy dit en kry jy dit seker baie. Ek doen nogal maar wat ek nou so half net onder die dekmantel doen is ek sê iemand sê vir my sê, "Oh, but you're so fat on TV." En dan sê ek, "Oh, but I'm so thin in real life." Sê ek weet net om die formaat van die kompliment 'n bietjie te verander om te sê, "Goed, nie jy het so baie gewig verloor nie, maar kyk hoe mooi dra jy daai outfit." Ja. En ek dink dis daai ding van die outfit laat jou nie goed nie. Jy laat daai outfit goed laat. Ja, presies. Dit is ek meen, dit is alles wat ek geleer het ook in my tyd wat ek nou al saam met Elzaan werk en ek meen ons het 'n paar goeters al saam gedoen en sy net hierdie absolute inspirasie vir vrouens. She gets it. Ja. My dogter doen nou haar matriekaskyk erop by haar. Is jou dogter al in matriek? Oh, my soul. Ja, en ek bedoel 'n mens kan ook nie iets so sosiale media weggooi in die proses nie. Ek dink mense voel daar ook hulle het baie maklik die reg om kommentaar te lewer. Ek wil graag ook vir jou vra, hoe gaan jy dan nou te werk met stylwenke? Is daar algemene wenke wat jy deel of word dit bepaal deur middel van persoon tot persoon? So wat ek doen is ek 'n konsultasie doen. Ek probeer eers uitvind wie is daai persoon. Nie noodwendig net wat se werk hulle doen nie. Wie is daai persoon? Wat is in haar hart? Wat gaan daaraan? En dan is dit vir my belangrik om die beste daarin uit te bring.
om jou voorbeeld te gee, ek het 'n kliënt gehad seker so 11 jaar terug wat na my toe gekom het vir 'n konsultasie en sy het in trane uitgebars en ek het net gedink, wat nou? Toe sê sy vir my, ek het in my hele lewe nog nooit so goed gevoel nie. Was groot verskil van hoe jy lyk en hoe jy voel daarmee. En hy volgende dag bel sy my en sy sê vir my man het vir my vir die eerste keer in 9 jaar 'n kompliment gegee en het my uitgevat vir ete. So hy het haar raak gesien. Toe sê ek vir jy moet net onthou, dis nie net wat die klere aan jou gedoen het nie, dit is hoe jy vooruitgekom het daarmee. En dit is wat belangrik is, wat vrouens moet besef. Hoe gemaak met hierdie moderne tendense soos wat ons nou gesien het met die halwe jean, waar dit 'n jean is aan die een kant en 'n short aan die ander kant. Daar's baie sulke weird goed wat aangaan in die mode en op sosiale media. Bertha lag net. Ek vra altyd hierdie lappie klaar geraak, die materiaal. Is die budget nou op? Kan jy 'n ander materiaaltjie daar aansit en so? Hoe gemaak as iemand nou na jou toe kom en sê, dink jy hierdie gaan vir my werk? Ek dink die belangrikste is om eerlik te wees met 'n vrou op daai punt. Ons sal onthou baie keer, ek sien dit in matriekafskeide. Die meisies het 'n idee wat hulle wil dra, want hulle sien dit op tydskrifte ensovoorts. Dan sê ek vir hulle, goed, kom ek sit jou in min of meer dieselfde ontwerp. Dan sien hulle self dit werk nie. So ek is nie daar om af te breek nie, ek is daar om op te bou. Dis baie belangrik. En om weer eens by die persoon se root uit te kom. Wie daai persoon is, wat 'n kleur werk vir hulle, wat 'n styl werk vir hulle en daarvolgens aan te gaan. As iemand by my kom en vir my sê hulle wil net 'n pyp hê, dan gaan ek sê ons kan dit doen. Ek weet nie of ek noodwendig my label daar gaan insit nie, maar jy by die kliënt en ek moet maak soos wat jy wil. Jy gaan dit doen met flair. Baie dankie Azaan, baie dankie Bertha. Mense kan julle kontak op sosiale media en ons is so bly jy by ons kom kuier vanoggend. Dankie dat julle ons genooi het. Nou ja, met daai wenke is ek seker van ons beplan om te spaar vir 'n nuwe klerekas en in daai geval moet jy ingeskakel bly wat ons gesels net hierna oor finansies en dit spaar en belê. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Shalom. Och, die hare is perfek. Waar is jou gater? My ma bring dit later. En jou skoene? Beskikbaar aanlyn valleyboutique.co.za. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. Dis nou tyd vir geldsake. Nou wanneer jy sit met 'n bietjie ekstra geld, is die vraag gewoonlik of jy dit moet spaar of belê. Wel, Thys gesels nou met Rian Grobler van Everest Wealth om die vraag te beantwoord. Wel Rian, absolute voorreg soos altyd my vriend. Maar soos wat Elsa gesê het, die vraag vir die dag is: spaar jy of belê jy? Altyd lekker om hier te wees. Ek dink dit is altyd 'n moeilike vraag in terme van spaar jy of belê jy. En ek dink dis 'n vraag wat ons elke liewe dag kry. Hoeveel ouens ken jy wat so sê, "Yes, ek het dollars in die buiteland."
En dan vra jy vir hom, maar spaar jy dit of belê jy dit? Dan weet hy glad nie wat om vir jou te antwoord nie. Want op die einde van die dag is, as jy dollars in die buiteland het en hy lê net daar in 'n bankrekening, dan spaar jy in terme van dollars. Maar jy belê dit nie regtig nie. So jy kry net daai wisselvalligheid tussen wat jy om ingekoop het en wat hy tans verkoop kan word. Waar aan die belê kant is ja, jy vat dit uit die land uit, maar hy's ook op die markte daai kant. So jy kry jou groei in die portefeulje in terme van dollar groei, maar ook daai wisselvalligheid om sê luister jy het 'n dollar ingekoop vir R16, jy kan hom nou verkoop vir R18.30. So ek dink dit is wat mense baie moet gaan kyk en besef om te sê, ja, dis lekker om te sê ek het geld in die buiteland, maar spaar jy dit of belê jy dit actually om vir jou te werk en groei te gee? So dan word kom ons gaan aan met daai vraag. So as jy geld in die bankrekening lê, so is bank wat saam beleggings of dan nou deposito's risikovry? Nee, ek dink nie baie mense besef dit nie. So as jy gaan kyk is hoeveel mense het bankdeposito's. En ongelukkig jy sit met daai weerskante van mense wat lewe op hulle rente en mense wat net geld wil hê vir 'n rainy day of 'n noodfonds. Maar ek dink nie baie mense besef dit nie is as jy nie 'n gewaarborgde deposito het nie, is jou fondse nie regtig gewaarborg nie. Die Reservebank het laas jaar in 2024 het hulle eers 'n wetgewing ingebring om te sê, sou jy meer as R100,000 in jou spaarrekening hê, net jou eerste R100,000 by daardie spesifieke bank is gewaarborg deur die Reservebank. So sou daai bank vou, soos wat met banke gebeur het in die verlede, dan enigiets oor R100,000 is jy nie voorverseker nie. So jy moet ook baie versigtig wees om te sê, luister, wil ek 2, 3, 4, R500,000 net op 'n 7-dag of 'n 30-dag rekening hê, of vertrou jy jou bank so om te sê, ag nee, moenie worry, my bank gaan nie vou nie. Dan moet jy gaan besef, luister, is jy op die regte pad of is jy net naïef? Weer 'n bietjie fynskrif, nee, wat jy moet gaan nalees. Presies. Voordat jy daai deposito maak, natuurlik is vra net 'n bietjie wat se fynskrif. En natuurlik, wat is die belastingimplikasies rondom gewone, kom ons sê, spaar en natuurlik beleggings? Ja, kyk, as ons gaan kyk is in terme van spaar, baie mense sê, en dit is waar ons elke liewe jaar op belastingsseisoen kry ons dieselfde, ek wil amper sê trane dal, wat mense sê, maar luister, ek het R100,000 rente gekry, maar ek moet X bedrag oorgee vir SARS. Want onthou, rente is net die eerste gedeelte, op as jy onder 65 is R23,800 of R34,500 wat vrygestel is. Daarna word alles by jou belasbare gedeelte geplaas. So as jy nog 'n werkende persoon is, kom ons sê jy is op 'n 35 of 'n 41% tax bracket, dan word jy fisies belas teen 41% op daai geld. So dan stoot hy jou in 'n hoër belasting bracket en dan betaal jy meer. So jy moet altyd daai komponent gaan sê, maar luister, waarvoor is my fondse? Gebruik wat aan jou toegegee word in terme van kapitaalwinsbelasting wat jy kan aftrek en kry van jou rente. So rente op die einde van die dag is steeds belasbaar as dit bo daai kerf gaan. Dit is nie net verniet en iemand wil sê jy hoef nie te bekommer nie, dis belastingvry. Dit is nooit belastingvry nie. Daai kundigheid is altyd belangrik. As 'n mens gaan kyk na byvoorbeeld risiko vat ook op beleggings, gaan dit baie keer hand aan hand met opbrengste en dalk 'n voorbeeld of twee? Ja en nee. As ons gaan kyk is en ek dink dit is waar baie belangrik is om te gaan kyk wat is jou risikoprofiel, maar ook saam met jou adviseur te werk. As ons gaan kyk, daar's 'n groot firma daar buite, as noem hom die rooi of die blou en jy kan self navorsing gaan doen. Dit sê een van hulle fondse wat sy risikoprofiel op tussen laag en matig is. So ons gaan kyk as jy gaan kyk uit 1 uit 10 uit, sê op 'n 3 of 'n 4. Daai spesifieke fonds het vir die laas jaar 21.24% presteer. Wat lae risiko is, maar op dieselfde tyd het hy nog net 0.4% vir hierdie hele jaar presteer. Maar dit gaan oor, wil jy nou moet jy gaan kies in jou portefeulje. Soek jy 'n passiewe bestuurder of soek jy 'n aktiewe bestuurder? Maar dis waar jou adviseur ook 'n groot rol speel om te sê, waarvoor gebruik ek hierdie fondse? Waartoe skuif ek hierdie fondse? Om dan te kan sê, luister, ek werk saam met adviseur A, B of C. Maar in jou groter prentjie is, hoekom sit ek vandag ek soveel uit fondse in hierdie fonds? Om dan seker te maak, ja, ek gaan dit oor 'n jaar trek. Maar as jy geluister het vir jou adviseur en jy het 'n kundige adviseur, het jy 21% gemaak. Ja, jy moet belasting betaal, al daai dinge, maar luister vir jou adviseur. Wel, ek betaal enigtyd 'n bietjie belasting, jy weet, op sulke tipe opbrengste. Jy weet, as hy so ook daarna gaan kyk, maar baie keer sien as hulle persoon ook sien, ek het nou 21 gemaak laas jaar, nou is op 'n 0.4 op die eerste 4 maande. So wanneer besef jy, okay, ek moet nou daai mandjie uitklim en dalk in die volgende mandjie gaan klim, al is daar 'n belastingimplikasie, maar party mense sit eerder op hulle hande. Maar weer eens as jy ook gaan kyk, goeie advies is altyd nodig, kundige advies. Hoekom is dit so belangrik om 'n veelsidige makelaar te hê teenoor 'n ou wat basies weet spesialiseer? Hoe speel die twee teenoor mekaar uit?
Kyk, ek dink jou belangrikheid is altyd hoekom gaan sien jy adviseer? Ja. Jy gaan sien nie adviseer om vir jou vriend by die braaivleis te sê ek het adviseer nie. Ja. Jy gaan sien adviseer om jou te help met jou hoe kan ek sê jou finansiële beplanning vorentoe. So jy kort 'n veelsidige en 'n kundige persoon sê luister, jy het spaargeld, dit is die rede hoekom ons X bedrag hierso sit. Maar luister vir my advies. Werk met my advies. Daar's 'n rede hoekom jy kundig is in jou veld. Om te gaan sê ons gaan A, B en C uitvoer vir jou volgende kom ons sê vakansie of om te spaar vir jou kind se universiteitsgelde, al daai tipe dinge. Maar nou kry jy baie van die ou sê nee, maar ek dink ek het 'n fout gemaak. Dis jou reg. Jy mag voel dis reg, maar moet dan nie na 3 maande terugkom en sê ek het 'n groot fout gemaak om te skuif, maar nou moet ons dit regmaak nie. Dan is dit te laat. So jy moet altyd gaan besluit om sê watter tipe adviseer wil jy hê? Wil jy ou weet wat terugsit en vir jou sê nee, moenie worry nie, ons het A, B of C. Dis wat ons mee tevrede is. Die markte kan nie vir jou beter gee nie. Of gaan jy na adviseer gaan vir jou sê luister, dis wat ons vir jou kan gee. Het jy die inkomste nodig? Nee, ek het nie. Kom ons herbelê dit en dis wat ons altyd sê, daai wielietjie. Een belegging kan jou volgende betaal, die volgende betaal, maar luister vir jou adviseer as jy sê luister, die is nou klaar, ons moet na die volgende bateklas toe skuif of na die volgende belegging toe om vir jou stabiliteit in jou portefeulje te sit, laat jy nie in 'n kwessie van 21% in 'n jaar kry en jou volgende jaar kry jy dalk net 1% nie. Ja, net vinnig vir die kykers 20 sekondes. Wat maak Everest Wealth dan so uniek? Kyk, ek dink is 'n alternatiewe manier van advies gee om te gaan kyk wat het jy en hoe kan ons jou selfe portefeulje bestuur maar in verskillende bateklasse op 'n alternatiewe manier. En dan ek dink wat ons heeltemal uniek maak is ons saamgestelde portefeulje wat in elke sektor belê is, maar maak nie saak volatiliteit word bestuur en ons geld al vir die laaste 8 jaar dubbelsyfers. Wel, dit is dit vir Rian vanoggend en natuurlik ook na jou toe Elsa en die kykers kan altyd kontak maak met Everest Wealth na hulle webtuiste toe of SMS die woord belê na 45906 terme en voorwaardes geld en SMS koste. Baie dankie Thys en Rian en jy kan ingeskakel bly want van perdemelk tot perdesport. Hier kom perde. Net hierna fokus ons op sport en veral dan nou ruitersport. Bly net waar jy is.
Welkom terug. Goeiemôre. Good morning. Die tyd het aangeskuif na so 8 minute voor 7 en dis nou tyd om 'n bietjie sport te gesels. Kyk, ons het nou al soveel sports gehad met die eenbeenbroeke en allerlei verskillende melke. Maar op hierdie stadium wil ons beslis nie 'n gegewe perd in die bek kyk nie. Want Annie gesels nou met voormalige skouspringer en man, ek moet vir jou sê, Annie, hierdie is 'n ruitersport van 'n ander kleur. Hy's 'n ruitersport afrigter. Sy naam is Johan Lutter, maar ons ken hom sommer net as Johan Lotter. Goeiemôre, baie welkom Johan. Okay. Goeiemôre ook aan jou, waar jy ook al is. Lekker om jou saam met ons te hê en good morning to you, Johan. Lekker om jou saam met ons te hê. Die eerste vraag na die storie wat Elsa mee begin het vanoggend is: jy werk met perde, maar sal jy perdemelk roomys eet? Ek dink nie so nie. Ek dink ook nie so nie. Ek eerlikwaar weet nie of ek kaptyd daarvoor het nie. Ek dink kom ons begin reg aan die begin. Jy het saam met jou ouers gery en toe ry jy by 'n plek verby waar kinders perd ry en toe sê jy ek wil dit doen. En dis nou 40 jaar, die word tyd later en daar gaan ons 45 jaar later, ja. Hoe het dit by jou opgekom toe jy die perde en die kinders gesien het? Man, ja, kyk, daar was mos in die ou dae was by die Pretoria was al mos die treintjies gewees, daar by die Fonteinedal. Ja. En daar het ek 'n pony gery eendag en die pony byt my laat die bloed loop. Ja. En toe dink my ma, nou sal ek nooit weer met perde betrokke wees nie. En toe ons verby die stalle ry en ek sien die kinders daar, toe sê ek, ma, ek wil gaan perd ry en ja, soos hulle sê, the rest is history. Dis 'n sekere tipe van liefde wat anders is as ander sportsoorte. Want jy werk hier met dis nie 'n Formule 1 waar jy 'n motor het wat jy vir hom sê. 'n Perd het sy eie gedagtes en sy eie gedagtegang en soms raak hulle moeilik. Hoe hanteer mens dit van as jy 7 jaar oud is? Ag, ek dink maar dit gaan oor as jy die regte mense het wat jou lei aan die begin. Kinders moet maar eintlik altyd op ouer perdjies begin of ponies begin wat al soort van ingery is of deurgery is. Ja. Dan sal dit dadelik op die regte pad. Jy sal nie noodwendig 'n beginnerkind op 'n beginnerperd sit nie of op 'n jong perd sit nie. En dit gaan soveel oor verhouding wat jy met die perd het nie waar nie. Ja, absoluut. Jy moet tog 'n gevoel vir 'n dier hê. Party mense is bang vir diere, party mense het net 'n natuurlike gevoel en 'n aanvoeling vir hulle en ja, dis maar hoe dit gaan. Jy's nou al jare betrokke, maar vir amper 20 jaar het jy nie gery nie. Toe was jy in die hotelbedryf. Hoe het jou hotelbedryf ondervinding jou toe nou uiteindelik weer by perdry uitgekry en hoe affekteer dit vandag jou loopbaan? Man ja, ek moes ietsie doen. My pa wou nie gehad ek moet net perdry nie. En ek het een naweek saam met 'n vriend in 'n hotel gaan werk en ek het daarvan gehou. So ek het my opleiding gedoen deur Protea Hotels en gekwalifiseer en alles. En toe kry ek 'n geleentheid om in Engeland te gaan werk met perde. Dit was in 1998. En toe sê ek kan altyd terugkom na hotelwese. Ek wil kyk of ek can go to my first love, jy weet. En ja, ek is Engeland toe en van daar af terug Suid-Afrika toe en ek het so maar net die besigheid gebou. Jy praat van die besigheid, jy's by Steyn City by die Equestrian Center self en jy's een van die top afrigters. Dis 'n ongelooflike fasiliteit. Vertel net vir my hoe moeilik of aldus hoe maklik dit is om so 'n fasiliteit op te sit. Ons het net nou gepraat oor die arena self. Dis 'n fascinerende storie. Ja, kyk, ek bedoel dit is nou 'n bietjie meer in die sport en dis nie net 'n sandarena waar jy op deelneem en daar's drainage, ek gaan nou 'n bietjie Engels ook ingooi. Daar's drainage en is gemeng met fiber en wat ook al nog om vir die perde 'n bietjie meer grip te gee tydens spring en so aan. Maar om terug te kom na jou eerste vraag, hoe moeilik is dit? Dis maar 'n 7 dae 'n week werk, jy weet. Ja. Jy kyk na diere, het hulle water, het hulle kos, is hulle versorg, jy weet, voete moet skoon gemaak word daagliks. So dis maar ja. En dan natuurlik, ek onthou verlede jaar het jy vir my genoem, daar's selfs insekte wat groot amok kan maak met perde. Dit was vir my verskriklik interessant om dit te leer. Ja, ons het 'n groot probleem in Suid-Afrika en Afrika, maar vir Afrika perdesiekte. En hy word versprei deur 'n Colicoides muggie. So 'n klein dingetjie en as hy daai perd byt, dan is hy dood. Oh. Daar's twee dele van die siekte, daar's dikkop en dunkop. Soos hulle met medisyne verbeter, trek hulle perde deur wat die dikkop siekte kry. Maar 9 uit 10 keer as dit dunkop is die perd verby. En dan is dit daar is nie selfde aan te smeer nie om die term te gebruik. Niks.
Ai. Ja. En dit kan duisende rande wees, nie waar? Duisende rande. Kyk, ons sprei die perde met vlee, jy weet, 'n voorboedmiddel. Dis hy en so aan en jy moet hulle maar hou hulle in die stal tot 9 uur en bring hulle in voor 4 uur. Dis maar meestal in die somermaande. So ons almal wag eintlik vir die winter. Sodra die eerste ryp geval het, dan is ons almal bly. Dan is die einde daarvan vir 'n ruk. Dan is die einde daarvan vir 'n ruk. Ek weet dat jou vrou het nou net 'n redelike erge ongeluk gehad met haar perd. Dis natuurlik 'n deel daarvan dat jy kan afval. Christopher Reeve se storie is wel gedokumenteer. Hoe maak mens vrede daarmee? Ja, ek weet nie, Annie, ek sê altyd vir mense, it's not if you fall, it's when you fall. Dis maar deel van dit. Jy probeer maar net altyd, jy moet maar reg sit, hè? En ja, maar dit is it is what it is. Dis deel van die ding. Dis maar soos Formule 1 sport. Jy weet eendag wat dit uitgaan jou ongeluk maak. Dis so. So gepraat van Formule 1 sport, die julle sport is die tweede duurste sport in die wêreld. Formule 1 is eerste. Tweede duurste, tweede rykste, sou ek sê. En veral in Europa en Amerika. Groot geld in die sport. Perde wat verkoop word vir miljoene dollars en miljoene euros. En regtig groot sport daar, topsport daar. Hier by ons is dit rugby en cricket, daarso by hulle is dit perdesport, maar dis maar 'n kultuurding wat maar oor die eeue kom deur Europa. Dis natuurlik ook 'n Olimpiese sport en ek dink soms in Suid-Afrika vergeet ons dat dit 'n deel is van die Olimpiese spele. Hoe goed is ons perdrysport op die oomblik en in Engels show jumping op die oomblik, Johan? Kyk, ons het topruiters en topperde. Daar's nou 3 groot teelers in Suid-Afrika wat baie geld geïnvesteer het om bloedlyne in te voer. So jy word topperde geteel vir die sport self, horses for courses. Nie reisiesperde nie, springperde. Ons het die ruiters wat daar kan gaan ry. Maar om te kwalifiseer vir Olimpiese spele is 'n moeilike storie. Daar was eers die World Equestrian Games en dan moet ons byvoorbeeld 'n span soos die Saudis moet ons hulle klop. Daai ouens het miljoene euros agter hulle om perde te koop en om ruiters te finansier. So dit is maar eintlik die probleem is if you can pay, you can play. En dit is verskriklik duur. Verskriklik. Die ander probleem natuurlik, jy het dit genoem, perdsiekte, en dit beteken ons perde moet vir so lank in kwarantyne gaan dat jy amper weer vooraf moet begin oplei, nie waar? Ja, ek het vroeër aan jou genoem van Bronwyn wat nou net in Basel in Switserland gery het. So sy het die World Cup series gewen in Suid-Afrika in 23. Dan het die FEI vir ons spesiale vrystelling gegee sodat jy jou perd kan oorneem as jy wou deelneem. So sy het haar perd oorgeneem aan die begin van 2024 en sy het nou deelgeneem April 2025. En dit was fantasties. Ek bedoel sy het goed gedoen daai girl. Ja. Maar dis tipies soos as mens as rugbyspelers sou sien wat vir 4 weke beseer is. Die eerste 20, 25, 30 minute is hy roeserig. Selfs met perde nie waar nie? Absoluut. Hulle moet in die ritme wees, hè. Hulle moet in die ritme wees. As ons jong span het wat soos jy 7 jaar oud is wat hierna kyk en dink dis nogal iets wat ek sal wil probeer. Wat stel jy voor? Waar begin mens? Ja, jy moet maar begin perdry. Nee, kyk, daar's baie mense in die sport en baie ontwikkeling wat plaasvind in die sport op grassroots level as ek dit so kan stel. En dit gaan maar, jy weet dit gaan ook om die regte perde te kry. Partykeer is jy gelukkig. Jy kry 'n goeie perdjie en as jy bietjie sukses het dan as hy once a bug's bitten you dan gaan jy. Maar dis maar net dis harde werk en uithou en aanhou en net aanhou probeer. Jou hele familie is betrokke by perdry. Jou 2 dogters rig ook af. Dis natuurlik 'n wonderlike plek om in te wees, nie waar nie? Waar almal dieselfde werk doen. Ja, en nee, ek dink so 'n bietjie mense sit nie al jou eiers in een mandjie nie. Maar ja, dit is lekker. Ons spandeer die hele dag, elke dag saam met mekaar. En elkeen is besig met sy eie perde en met sy eie ding. So dis nie asof ons in mekaar se hare is om dit so te stel nie. Ons is amper klaar, maar een van die groot vrae wat by my opgekom het toe ek hieroor gedink het, is ons het in ons heyday was daar die Barry Taylors en die Gonda Beatrixes. Hoe ver is ons daarvan af op hierdie stadium om weer wonderlike en wêreldleidende ruiters te hê? Nee, ons het hulle. Ek dink daar's nou 'n groep ruiters, ek staan onder korreksie, ek weet nie van die tye nie, maar daar's 'n groepie ruiters wat nou besig is om te beplan
om 'n toer te doen Europa toe en te gaan ry in Aachen in Duitsland en hopelik ook 'n kans te hê vir die 2026 World Equestrian Games wat ook volgende jaar in Duitsland plaasvind. So ons mense is daar. Ek dink net in die ou dae was daar televisie, is die springsport op televisie gewees. En deesdae is dit nie eintlik nie. En hoekom is dit so, dink jy? Man, ek dink nie daar is genoeg kykers, sou ek sê, om byvoorbeeld die geld in te sit. Ek bedoel as supersport 'n rugby game op het, dan kyk hoeveel miljoene mense die rugby. Dit gaan nie gebeur met die perdesport nie. Maar dit het 'n ander deur oopgemaak vir ouens wat live streaming doen. Ja, natuurlik. Ek wou nou net daaroor vra. Ja, en dit is 'n soort van 'n nuwe industrie wat nou ook gaan lewe of gaan sy geld verdien uit ons sport uit. En dit doen julle natuurlik redelik gereeld as julle by Steyn City iemand het of 'n byeenkoms het. Ja, ons probeer vir die groter byeenkomste. En dit lyk asof ons alles is nog in die beplanningsstadium, maar dit lyk asof ons miskien 'n Nations Cup gaan hou in Augustus, in November. Ons gaan Ierse ruiters hê, ruiters van Nederland in Zimbabwe en Suid-Afrika. Johan Lotter, altyd lekker om jou te sien. Baie dankie en sterkte met jou vrou wat in die hospitaal is met die operasie. Ons hoop dit gaan baie goed. Net omtrent tyd vir my om weer die bal aan te gee, of sal ek sê vir Pieter om te begin spring. Pieter. Terug na hierdie perd toe. Ek dink ons gaan nog baie lekker gesels. Net hierna gesels ons oor die stigters van Rock of Hope, oor hulle werk wat hulle doen om kwesbare kinders veilig te hou. Moet jy nie weggaan nie, ons is nou weer terug. ACDC Express. Everything electrical. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en ry slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventurous and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency.
Rock of Hope in Magalieskryn, Pretoria is al sedert 2011 'n veilige hawe vir verlate babas en kleuters. Ons gesels nou met die stigters Minkie en Wouter Przeski en hulle het al 269 jong lewens 'n tweede kans op sorg en liefde gegee vir hulle gevind. Baie welkom hier by Goeiemôre, Goeiemôre. Baie dankie, is lekker om hier te wees. Baie lekker, so vroeg uit die vere uit, né, Elsa? Baie vroeg uit die Ons vere. is gewoond aan vroeg uit die veer. So net so in kort, wie en wat presies is Rock of Hope? So, ons is 'n plek van veiligheid vir babas en kindertjies wat weggegooi is of weggevat is deur die welsyn deur slegte omstandighede. En dan ons maak ons huis oop vir hulle om vir hulle 'n beter toekoms te gee en dan bly hulle by ons tot hulle gaan vir aanneming of pleegsorg. Party gaan terug na die families toe. Dit hang maar af van die omstandighede. Ja. Want daardie tyd gee ons vir hulle huis en liefde en alles wat hulle nodig het. Ek moet vra want ek meen in so 'n geval is dit dikwels van so 'n aard dat jy weet daar 'n persoonlike ervaring was wat gelei het tot die besluit om met so 'n organisasie te begin. Is dit ook so in julle geval? Ja, nee, niemand begin so iets uit sy uit nie. So ons het 'n profesie gekry by die kerk wat 'n vrou na my toe gekom het en sê I see in a minivan full of children. It's not your own children, but you will love them as your own. Sure. And I, the Holy One, will provide for you. So ons het geweet ons moet ons huis oopmaak. Ons moenie 'n kinderhuis of 'n koue institusie stig nie. So ja, dit is hoe dit gebeur het. En nou 14 jaar later is ons lewe. Wouter, so nou weet ons hoekom het julle besluit om dit te doen, maar dit is seker nie so maklik om dit te doen nie. Hoe was dit daai eerste keer? Wat was die belewenis wat julle gehad het? Kyk, die emosionele goed daar agter is mense nie op voorberei nie. So dit is met tyd kom 'n mens agter daar's baie erger dinge daar buite as wat 'n mens verwag het en met die genade van die Here kom 'n mens daardeur om die kinders te ondersteun en hulle daardeur te help want ons is okay, ons sal alright wees na die tyd. So ons moet hulle daardeur kry en hulle reg kry sodat hulle die lewe kan ingaan. Raak 'n mens nie geheg aan hierdie kinders? So nee, baie. Nee, verskriklik. Ons sê altyd as ons ophou huil as hulle weggaan, moet ons ophou doen wat ons doen, want ons is regtig van die begin af dadelik lief vir hulle. Jy het om te sien as 'n baba of 'n kind inkom wat deur baie trauma is en wat in 'n baie slegte toestand by ons inkom, dan word hulle beter deur almal se hulp. Ons het baie mense wat ons ondersteun en dan moet mense hulle laat gaan. Maar hoe hanteer julle dit? Nee, ek weet nie, ek dink dit is maar net met die krag van die Here, want dit uit jou eie uit sal mens dit nie kan doen nie. Sure. Luister dan as 'n ou ook nou dink ek meen dis 'n redelike pad wat 'n ou moet stap met hierdie kinders, nê? En wat is die belangrikste? Is dit maar regtig net om die liefde en die onderskraging te gee of wat behels dit alles? Dit gaan maar oor elke kind is 'n unieke geval. So 'n mens kyk maar wat hulle behoeftes is. Liefde is natuurlik die eerste ding wat hulle laat groei. En dan as daar mediese sorg nodig is, van watter aard ook al of terapie, dan identifiseer ons dit en ons gee dit vir hulle sodat hulle die beste kans het vir 'n goeie toekoms. Kom hierdie kinders deur die welsyn by julle aan of ja, dit verskillende oorde. Die meeste babas en kinders wat ons kry kom maar van die polisie af. As hulle weggegooi word of uit slegte omstandighede, baie mense is op straat en op dwelms. So dan kom hulle deur die polisie. Ander kere is dit maatskaplike werkers as die kinders weggevat word of as mamas die babas nou op 'n mooi manier opgee vir aanneming. En dan die hospitale ook. Baie mamas los hulle babas by die hospitaal na hulle geboorte gegee het. Dan bel die hospitale ons. En dan het ons ook 'n bababoks waar die mamas die babas nou veilig eerder in 'n boks kan kom sit. Ons baie omstredenheid rondom dit tans. Maar dis dan 'n veilige plek om eerder 'n baba te sit. Ons laaste dogtertjie is nou gekry 10 dae terug in 'n veld in Silverton. En sy was 'n dag oud en ja, sy is net so klein, sy is 2.3 kg. En ja, dan vat ons hulle in en ons doen alles wat ons moet doen vir hulle, tot hulle dan nou gaan vir aanneming. Ja, Self, nee, dames eerste vandag. Nee, maar ek wil vra, ek meen 'n babatjie kan nie onthou wat met hom of haar gebeur het nie, maar dit moet tog sekerlik moeilik wees vir 'n kleuter, want jy het babas en kleuters. Ja. Kyk, dit verskil ook van kind tot kind. Ons kry kinders wat daar aankom, dan smile hulle dadelik en hulle lag dadelik. Ons een seentjie gehad, hy was 3 jaar oud, wat die polisie ons ook gebel het. En dit was net vir Kersfees. En hy het daar aangekom, hy het gevra, "Where's my presie?" En toe sê ek vir hom, "Ja, ek gaan nou môre 'n presie kry." Want die volgende dag toe ons by die huis kom, toe sy eers met na die hof, toe wil hy nou weet dat hy sy presie gekry. So
Party kinders kom aan baie getraumatiseerd, baie huilerig. Ander kom daaraan asof dit vir hulle net 'n nuwe wêreld is. So dit verskil ook, maar ons het 'n goeie spelterapeut ook en mense wat ons help om daai kindertjies deur daai trauma te kry. Wouter, nou dis een ding om te sê, ons maak ons huis oop en ons kan liefde en goeders gee, maar ek meen daar's behoeftes, daar's onkostes, hoe het julle ondersteuningsnetwerk, wat gebeur? Hoe kry julle dit reg? Dis absoluut genade elke maand want ek sê altyd ons budget klop nooit nie, maar ons kom deur. So dit is regtig elke maand 'n saak van gebed, want ons alhoewel ons geregtig is op ondersteuning van die staat, kry ons dit nie. Dis net die Here se genade elke keer, en hy het gesê in die profesie hy sal voorsien en hy doen. Want hoeveel kinders het julle op 'n keer in die huis? As dit nou lekker chock en blok vol is. Ek meen ek het nou bedrag of 'n getal genoem van amper 300 kinders wat al deur julle Rock of Hope is. So ons het tans 10 kinders in ons huis wat nou ons plek van veiligheid en ons aangenome kindertjies is. Maar ja, oor Desember wanneer die maatskaplike dienste nie almal werk nie, dan gaan dit op tot 15, 16 toe op 'n slag, want ons moet dit plek maak vir die babatjies en kinders wat mens nodig het op daardie stadium. Wat behels julle ondersteuningsprogramme? Ek wil net vir 'n oomblik daarby stil staan. Ja, ons het dis maar 3 goed. Die eerste ding is ons bied ondersteuning vir kinders wat deur ons huis is vir aanneming of vir pleegsorg, om daai mammas en mense te ondersteun. Dan ondersteun ons ook mammas wat hulle kinders wil opgee vir aanneming. Ons kry baie boodskappe deur Facebook wat mammas hulle babas in die boks wil kom sit. Dan soms eerder hulle ondersteun in 'n program om by die regte plek uit te kom, dat ons dit deur die maatskaplike werker doen. Ja, so en dan natuurlik ons ondersteuning vir ons kinders ook, om alles wat ons moontlik vir hulle kan doen, het ons ondersteuningsnetwerk wat hulle help. Kry julle ooit weer te doen met die kinders as hulle Ja, baie. Nee, dit is ons hou 'n Kerspartytjie elke jaar en nooi almal van hulle. Ag, nou met Moedersdag, nee, dis lekker. Ons almal kry baie boodskappe en blomme en chocolates en ja, so dis die kinders bly maar nog deel van ons en die nuwe ouers besef dit en verstaan dit. So ons hou nogal kontak met hulle. Okay, die babatjies is nou een ding, maar soos die kleuters en jy gesê ek meen daar's kindertjies wat verstaan en kan gesels en goeders. Weet hulle dat hierdie net vir hulle tydelike tyd van verblyf is? Ek dink hulle besef dit in die begin nie. Maar ja, dis wonderlik om te sien hoe hulle floreer eintlik, net onder liefde en aandag en 'n roetine eintlik. Is die groot ding. En wat 'n verandering het julle al gesien by kindertjies, jy weet? Wouter, was tog sekerlik. Yes, ons het kindertjies gehad wat ingekom het wat so mishandel is wat hulle die ortopede gesê het hy sal nooit behoorlik kan loop nie en hy gaan nooit kan kruip nie as gevolg van sy gebreekte femurs en goed en om te sien hoe daai kind dan met die regte liefde en terapie kruip soos 'n normale kind en loop sonder om mank te loop wat hulle verwag het. Dit is die bevrediging wat daai kom om te sien 'n mens kan 'n verskil maak. As jy na hierdie twee mense kyk, dink net die geweldige 'n ou moet so krag kry van bo af soos julle dit sê en waar ons almal maar ons bron van krag het, maar raak jy nie soms voel jy nie daai bitterheid as 'n kindjie nou regtig daar aankom en jy kan sien hier's 'n mishandeling of neglect? Ja, nee, jy voel jy wil oor die ouers ry, maar dit is nie vir ons om te oordeel nie. En die ding is ook met baie van die babas wat weggegooi is, as 'n mens 'n kopskuif doen dat dit soos die laaste baba wat in die boks gesit is, dis was 'n act van liefde gewees wat die ma gehad het om daai kind daarin te sit, want sy het 'n mooi briefie bygesit. Weet, en dis juist oor sy so lief was vir die kind dat sy nie vir hom kan sorg gee dat sy vir haar 'n toekoms wil gee. En weet die mense dink altyd dis sleg, hulle gooi die kinders weg, maar mense ken nie die agtergronde agter. Hoe lyk 'n tipiese dag met soveel kinders in die huis? Man, soos joune, mal 10. Ja, ons het 'n baie streng roetine, so dit help baie. So nee, ons is al vroeg op en die kleintjies gaan skool toe. Ek hou self skool in die oggende. So dan as die dag is Wouter by die huis en ons het nannies wat na die kinders kyk. En ja, 2 uur as ek by die huis kom, dan is ek nou mamma en die kinders doen huiswerk. Dit is 'n normale huis en ons rush hour is van 4:45, dan begin ons al die babas bad en voer en 6 uur slaap die babas en 8 uur gaan slaap die groter kindertjies. So ons roetine help dat dit nie in chaos. Mense dink dit is chaos, maar
Dit is nie beheerde chaos. Beheerde chaos. Luister, so ek weet daar sekerlik planne om uit te brei goeders, maar om maand tot maand te oorleef. Jy het seker kritieke hulpbronne wat al reeds help. Is daar nog 'n manier hoe mense kan betrokke raak? Of maniere? Ja, kyk, ons het 'n paar programme. Ons het die Adopt a Bear wat Ja, is dit myne? Dit is die Goeiemôre, good morning. Daar's 'n ander sertifikaat. Ja, net ook braaf. So is nou aangeneem, so julle het nou 'n verantwoordelikheid teenoor die vir Rocky. So dit is een van ons programme wat ons begin het sodat ons 'n nagnanny kon kry. Ons het al die jare self opgestaan, ek en Mientjie, so ons het van laas jaar Mei maand af het ons nou 'n permanente nagnanny sodat ons nie meer hoef ook op te staan deur die nag nie. En dan enige iets wat mense by betrokke wil raak. Ja. Ons is nie voorskriftelik in sulke goed nie. Ons wil hê mense moet uit hulle harte uit betrokke raak en nie voorgeskryf te voel nie. En ons kan natuurlik belastingsertifikate uitreik vir enige donasies wat mense gee. En vir meer inligting is daar 'n webtuiste, 'n Facebookblad. Hoe kry julle in die hande? Ja, op ons Facebook daar is ons maar baie aktief daarop, ja. Rakafart. Nou dit was net weer eens te kort en baie dankie vir die ongelooflike werk wat julle doen en julle is regtig gekol hiervoor. Nee, baie dankie, dit is 'n voorreg. En baie dankie ook vir Rocky. Ons beloof hy is in veilige hande. Veilig wees, Rocky. Baie welkom hier in ons midde. Nou, net hierna gesels ons met die kontrak 3 se wenner Chris Steyn oor sy nuwe enkelsnit. So bly net waar jy is en onthou ook, soos ons altyd sê, op sosiale media kan jy verseker kontak maak. Stuur vir ons 'n WhatsApp boodskap en maak seker jy gaan volg ons op Facebook en op Instagram.
Steyn het bekendheid verwerf as die seun met die rasperstem wie met sy plakkies aan die 3de seisoen van die kontrak deelgeneem het en gewen het. Hy gesels nou met Roseanne oor sy nuwe enkelsnit In die Bos. En ek wil net sê, ek dink die plakkies gaan in die bos werk nie. Luister Elsa, ons neem hierdie program op in Pretoria. Vanoggend toe ek op pad na die ateljee toe ry, was dit 9 grade. Chris Steyn sit hier oorkant my in 'n kort broek en 'n paar plakkies. Ja. Kry jy nie koud nie, my kind? Nee, ek doen, soos almal kry koud. Ek het my die heater was op my voete op 28 al die pad. Maar dit is nou jou kenmerk. So dink jy kan nou nie toeskoene dra nie want almal ken jou as Chris Steyn met die plakkies. Ek kry regtig moeilikheid as ek toeskoene dra. Nee. Ek sweer, ek was in Kakamas Saterdag gewees en dit was soos 4. En toe sjou ek obviously met my skoene aan. En toe hulle was kwaai. Okay, maar ons is baie bly dat jy nou vir ons op Goeiemôre, Good Morning ook die plakkies gebring het. Chris, jy het in die koor gesing. Het dit jou liefde vir sang daar wakker gemaak? Ek dink so. Ons het nog altyd musiek geluister in die huis en goed. Maar koor dis mos nou maar 'n ander bond wat 'n mens bou met musiek. 'n Love-hate relationship. Yes, want ons het verskriklik baie geoefen. Maar dit was so lekker om op te tree. So met al jou vriende, 80 mans wat sing. Ek dink dit borrel iets anders as net liefde vir musiek. Ja, dis nou iets heeltemal anders as wat jy nou doen op jou eie. Mis jy daai ander 79 mense wat saam met jou op 'n verhoog is of is dit nou vir jou lekker om as Chris Steyn solo kunstenaar te kan optree na jy die kontrak seisoen 3 gewen het? Nee, ek mis dit baie. Dis 2 verskillende tipe goed. Ja. Daarso moet almal presies dieselfde sing. En as jy nie doen nie, word jy uitgetrap en as jy hier presies dieselfde as almal sing, word jy uitgetrap. So dis letterlik die teenoorgestelde, maar ek dink my koor was baie lekker. Jy is baie lief vir die animasieprent Cars en jy het blykbaar een van die karakters op jou in-ear monitor. Vertel my 'n bietjie daai storie. Ja, ek love karre. Soos nie net Cars die movie nie, ek love net karre. So die in-ear is regs. Hoe ek geleer was, regs sit altyd so 'n rooi kolletjie op. Sodat jy weet hy moet in jou regteroor gaan en links is blou. Dan Shelly is blou en Cars is rooi. McQueen is rooi, so toe sit ek die 2 op my ore. Dit is so oulik. Dit is regtig so oulik. Kom ons gesels bietjie oor jou nuwe enkelsnit In die Bos. Jo, dit was lekker. Ons het actually ons in studio gewees en ons het 'n ander liedjie gedemo wat ek geskryf het en toe kom Jerick en Marco ingestorm. Die Shellos het 'n sang. En toe speel hulle die ding en toe sit mal en toe sê ek steek maar ek soek dit asseblief. En toe het dit gesing en toe het dit rekord en ons het so van gehad met hierdie liedjie. Gebeur dit baie dat as 'n liedjie oor jou pad kom, dan weet jy, hierdie is vir my. Is daar soms 'n liedjie waar jy dalk bietjie huiwerig is en dan is dit eintlik die hit of die liedjie waarvan die meeste mense nie gehoor hou? Ek het nog net soos 4 uitgebring. Ja. So ons nog nie baie van ek het nog nie baie sulke stories gehad nie, maar daai van Right Time, Right Place. Dit speel 'n groot rol. Ek nie in die studio was nie vir In die Bos. Sou dit nie gehappen het nie. In plaas daartoe was dit was presies dit. As ek nie daar was, Jerick en Marco het met die idee gekom en hulle het 'n ding op hulle foon gehad. As ek nie daai dag in die studio was nie, was dit probably vir 'n ander kunstenaar gegee. Ongelooflik, nee. Dit is regtig Right Time, Right Place en dit maak so 'n groot verskil. Jy is nogal redelik groot op TikTok. Natuurlik, jy's 21. So dit is nou die platform vir al die jong mense en jy is nog 'n bietjie snaaks daarop. So kom ons kyk bietjie na een van Chris se TikToks. Ja, Chris, raak jy die bier vir jou snaaksie? Wat maak TikTok vir jou so lekker? Ek haat dit. Dit vat so baie moeite en effort. Maar mens moet dit doen. Ja. Mens moet. So Marco, die ou wat die song geskryf het, hy het daar so 'n melktrend wat presies soos dit was. Dan gaan die vrou na die man toe dan sê
Honey, doesn't the milk smell funny to you? En dan ruik en dan sit net te lag. En as die bier sit, is dieselfde ding probeer doen. Jy praat nou van bier en ons gaan 'n bietjie later na die musiekvideo natuurlik kyk van In die Bos. Ja. Proe die bier beter in die bos. 100%. Ja, 100%. Ek bedoel daar's niks lekkerder as om die voeltjies te hoor op die takke wees en die leeu te hoor brul terwyl jy 'n bier drinkie. En dit gaan net beter af. Ja. Vinniger, maar beter. Baie vinniger. Ek wou vir jou ook vra oor die musiekvideo is op die Kloddy plaas in Tabazimbi verfilm. Hoe het daardie die Lodi plaas in Tabazimbi verfilm as kies tog? Hoe het hierdie dag toe verloop? Dit was baie cool. Ons het die Sondag het my meisie se pa die mense gebel want ons het 'n venue gehad in Pretoria toe het dit deurgeval. Dit is nou nie 'n plek om te shoot nie. En toe die ouma het ten minste gehelp en sê ons kon op hulle plaas gaan skiet. Dit het ons gery, ons het die mense opgetel, die video al geshoot en kom ons daar aan en ons het begin met die musiekvideo ons begin te kuier en ons braai en ja, dit was eintlik 'n gemors van 'n aand geweest. Maar die shoots van die musiekvideo was baie lekker. Another example of right time, right place. Chris se musiekvideo is op pad. Oor na jou, Elsa. Baie dankie my kind. Nou ja, bly ingeskakel want net hierna kuier ons in die bos saam met Christyn of soos wat jy hom dalk ken, Chris Plakkies. Ek hoop jy het jou plakkies al aangetrek. When it comes to scooters, mobilities, hoverboards, and kids' electrical ride-on cars, I proudly endorse iGlide, a company which is truly on top of their game. With a vast array of quality products, a fully equipped repair center, warranty and after-sales service guaranteed, iGlide is the #1 choice. Contact them today at iglide.co.za. When was the last time you looked at your plants and said, thank you? Thank you. You keep me chilled out in the heat. Thanks, plants. Make me appreciate the earth under my feet. Thanks, plants. You bring some joy and life into my home. And you're more affordable than expensive art, but just as beautiful against my wall. Thanks, plants. You're a reason to say, hey, thank you, plants. And add some vitamins to my plate. Thanks, plants. You're a get out of jail free card when I had one too many at the bar. Thank you, plants. And on top of everything, you even clean my air. So thank you, plants, for always being there. We as Stark Airs and Plantland say, thanks, plants. Innovering, verandering en groei is gewoonlik sinoniem met sukses in die korporatiewe wêreld. By Van Bont Groep Beperk glo ons egter dat sekere goed dieselfde moet bly, soos integriteit, betroubaarheid, konstantheid en 'n omgee vir jou medemens. Dit vorm 'n sterk fondasie wat die sukses kan behartig en as ons omgee vir mense, sal ons mos omgee vir jou hardverdiende geld ook. Verdien goeie rentekoerse wat saam met jou kapitaal gewaarborg word. Van Bont Groep Beperk, sukses met 'n hart. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life, we take care of business. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans, so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are yet to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any help. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation.
welkom terug. Ons kyk nou na die musiekvideo van Chris Stein se nuwe enkelsnit In die Bos. Alles lyk so 'n bietjie beter in die bos. Lekker song, Chris. Baie dankie. Waar is die liedjie beskikbaar? Op alle platforms. Ek dink is ewen op Deezer. Mense wat nog Deezer gebruik. Ja. Reg so. So mense kan lekker gaan luister en die musiekvideo is op YouTube natuurlik dan ook. Hoe kan mense jou in die hande kry? Waar is jou volgende shows? Vertel vir ons wat nou vorentoe gaan gebeur. Ja, daar's op my Instagram. Ek dink is net Chris Stein. Ek dink nou ons nommertjies is goed agteraan nie. Ons het wel 'n webwerf gemaak. Ja. Want ons verkoop plakkies en hempies en hoedjies en goed. Maar ek dink dit is ook net Chris Stein webwerf, ek weet nie. Ja. So al my goede sal daar op wees, al die shows vir die volgende maand en die vorige maande en vir goed wat nog kom. En die kontrak het natuurlik jou aan die land bekend gestel. Die plakkies is nou natuurlik 'n groot deel van wie jy is, maar ek is regtig, selfs as ek nou kyk hoe julle lekker in die bos daar jol, die bos word koud en daar's Chris met niks skoene aan nie, net 'n plakkie. Kan jy sokkies met jou plakkies aantrek op 'n stadium? Dis weird. Of voel dit vir jou weird? Dis weird want die kous moet perfek sit. As hy 'n rinkel het dan wil ek hom nie aan hê nie en daai ding werk net nie. So jy het dit al ten minste probeer. Ja. Okay. Dit het nie gewerk nie. Okay. Ja. Pieter, ek wil net gooi na jou toe van die kant af hoor. Hy praat van Deezer vir die mense wat nog Deezer gebruik. Sê ons is oud as ons Deezer gebruik. Okay, ek het jou. Ek sal die link vir jou op Mixit aanstuur. Op Mixit, baie dankie. Hoorie, Chris, jou oupa of iets was ook 'n bekende Springbok. Ja, Davie Snyman, hy het fullback gespeel, ja. Lekker. Hy het net besluit weg van die sport af. Hy gaan die sing ding doen. Dis 'n ander sports daai. Ja, ek het nie die kat gemaak. Ek kan nie wag nie. 'n fullback nie. Kry jou eersdaags in die bos, pappa. Gaan met lekker. Het julle my KI gaan mal dansie gelaat? Dis is gaande daaroor. Jy moet dit asseblief weer doen. Chris, dit was regtig so lekker om met jou te gesels hier op Goeiemôre, Good Morning. Onthou jou loopbaan dop. Wat is vir jou volgende? Dit is nou die plakkies wat daar is. Jy het seisoen 3 van die kontrak gewen. Nuwe sang is uit, nuwe video. Wat wil jy nou nog bereik? Jy's 21. Geef ons 'n kans, dude. Yes, ek wil nog baie bereik. Ons het regtig baie lekker liedjies wat hierdie jaar gaan uitkom. Ons 'n verskriklike mooi duet wat nou in Junie uitkom. Maar jy kan nie sê met wie nie. Nee, natuurlik nie. Ja, ek is baie opgewonde. Wel, ons hoop ons kan die eerste mense wees wat daai musiekvideo speel. Ons wil baie graag dit doen. So heerlik om jou hier op Goeiemôre, Good Morning te hê, Chris. Baie dankie. En dit is nou net jy wat vir Pieter soos 'n AI robot on the run kan laat dans. Ek gooi oor na ons kunsmatige robot. Ek dink ons moet definitief 'n plan maak om Goeiemôre, Good Morning plakkies die lig te laat sien vir die somer. Vir die somer. Ja, dan sit ons 'n lekker 'n beker, 'n Goeiemôre beker, koffiebeker met perderoomys of perdemelk en 'n paar plakkies. Klink vir my na 'n uitstekende plan, Pieter. Dit is so lekker. Ek weet Thys kan niks sê nie want hy het 'n mikrofoonprobleem en hy gaan net so sien. Dankie dat jy gedans het. Hy gaan so sien hoor dat die bos lyk. Dis dan al bevolk. Ja, ons saam tot die einde, maar skakel môreoggend weer in, selfde tyd, selfde plek. Wat 'n lekker gesellige oggend. Dit was heerlik. Sien julle môre. Bye. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en ry slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad.